Goeiemôre, good morning. Ek is Arnold Geerts. Dis sporttyd. Kyalami se opgradering is deur die FIA goedgekeur en beweeg Suid-Afrika een treukie nader aan 'n droom om weer 'n Formule 1 wedren aan te bied. Ek gesels nou met my ou kollega, miskien moet ek nie sê ou nie, Hendrik Verwoerd, 'n vryskut motorsportjoernalis wat spesialiseer in Formule 1 om uit te vind wat hierdie ontwikkeling werklik beteken vir Suid-Afrika en wat dit inhou en wat ons kanse is om uiteindelik Formule 1 weer op internasionale vlak aan te bied. Hendrik, oumaat, goeiemôre, baie lekker om jou saam met ons te hê daar uit Stellenbosch uit. Hoe sien jy die verwikkeling en die toekenning wat die FIA gemaak het sodat ons kan opgradeer na graad 1 toe? Goeiemôre Annie, is lekker om weer met jou te gesels. Jy het 'n belangrike woord gebruik daarso en dit is dat dit eintlik maar net een klein treukie is op die pad na 'n Formule 1 Grand Prix in Suid-Afrika. Wat basies gebeur het is dat Kyalami besluit het hulle wil seker maak dat hulle in 'n posisie is om 'n Grand Prix te kan aanbied, sou dit op die ouend aan Suid-Afrika toegeken word. Met ander woorde, hulle wil seker maak dat die baan aan al die reëls en die regulasies voldoen wat die FIA natuurlik op Formule 1 laat geld. En mense moet onthou dat Formule 1 of die FIA is nie die ouens wat besluit of 'n gasheer vir Grand Prix gaan speel of nie. Dis nie die FIA nie. Hulle stel net die reëls saam. Daar is 'n maatskappy met die naam van Formula 1 Management. Hulle is deel van die Liberty Media groep in Amerika en hulle is die kommersiële regtehouers van Formule 1 en dis hulle wat bepaal wie op die ouend 'n gasheer kan speel vir 'n Grand Prix wedren. So dit is nog een klein stapie vorentoe, maar daar's nog baie groter struikelblokke wat in die weg lê. Ek dink mense moet ook 'n belangrike ding onthou en dit is dat sou 'n Grand Prix na Suid-Afrika kom, is Kyalami nie die promotor van die byeenkoms nie. Kyalami is doodgewoon die plek waar dit gaan plaasvind. En die promotor moet aangestel word om die wedren te organiseer en een van die aspekte daarvan is dat hy die baan moet gebruik wat aan die regulasies voldoen. Met ander woorde, dit is nog 'n party wat in die partytjie moet deelneem. Jy praat van struikelblokke. Watter ander struikelblokke sien jy uit jou posisie uit wat vir ons voorlê voordat ons daar kan kom, Hendrik? Wel, die grootste probleem is geld. Vir enige land om 'n Grand Prix te kan aanbied, moet hy 'n regte fooi betaal. Hy moet die gasheer fooi betaal aan Formula 1 Management. En daardie regte fooi of 'n gasheer fooi is 'n ontsaglike groot bedrag as jy dit omskakel in Suid-Afrikaanse rand. Die gemiddelde regte fooi is omtrent $45 miljoen per wedren. Nou teen, kom ons sê, R20 tot die dollar praat ons hier van baie naby aan 1 biljoen of miljard rand per wedren en dan het jy nog net dit een keer aangebied. Jy moet elke keer betaal vir die duur van die kontrak. Die meeste van hierdie kontrakte is 'n 5 jaar minimum kontrak. So geld is een groot struikelblok. Waar gaan daai geld vandaan kom? Die enigste werklike lewensvatbare moontlikheid is dat die staat daardie fooi of dan miskien die bedrag wat kort kom moet betaal. Dis belastingbetalers geld. So dis die een groot struikelblok. Die ander is daar's hele paar ander plekke wat ook in die tou staan. Wat waarskynlik nader is daaraan as Suid-Afrika om 'n plek op die kalender te kry. En een land wat nou al reeds van die regeringskant af geld bewillig het daarvoor, is Thailand. Hulle wil 'n wedren in die strate van Bangkok aanbied. Hulle het onlangs die afgelope week, dink ek, iets soos $1,2 miljard reeds toegeken aan die poging om 'n Grand Prix in Bangkok te kry. En dan is die ander plek, ek het gepraat daarvan, die ander struikelblokke is 'n plek op die kalender. Daar is net 'n beperkte getal plekke op die kalender en dis 24. Daar is 24 op die oomblik. Daar is 'n paar plekke wat in die volgende paar jaar dalk van die kalender gaan afval en waarby mense miskien 'n moontlikheid kan sien om Suid-Afrika daarin te kry. Maar die naaste moontlikheid sou ek dink is eers hier van 2028, 2029 af. So ek dink dis nog 'n hele lang ruk voordat ons Grand Prix in Suid-Afrika kan sien. Daar's waarskynlik min mense wat dit meer graag hier wil sien as ek. Maar ek dink net die praktiese struikelblokke is 'n groot probleem. Nou ons weet dat die Suid-Afrikaanse regering 'n
jy weet 'n steun reeds toegeken het, of 'n woordelikse steun. Minister Gayton McKenzie het reeds 'n projek aan die gang om te probeer bepaal of Suid-Afrika dit kan doen. Die jongste nuus wat ek kan agterkom is dat daar moontlike aankondiging gaan kom van wie die voorkeur promotor gaan wees hier teen volgende week een of ander tyd, en dan gaan nou dalk moontlik weet of daar jy weet, nog 'n stapie vorentoe gegee is. Sonder om te negatief te wil wees, Hendrik, ek wil jou die vraag vra, is dit geregverdig dat ons soveel geld sal uithaal vir 'n Formule 1 Grand Prix terwyl kinders byvoorbeeld in Suid-Afrika doodgaan aan wanvoeding? Hoe kry mens die kloutjie by die oor? Wel, dis die ding, dis die politieke situasie natuurlik, of die politieke element van hierdie hele kwessie. As ons aanvaar dat die finansiële model van 'n Grand Prix vir Suid-Afrika, jy weet, minstens uit staatsgeld minstens 1 miljard rand per jaar oor die volgende 5 jaar of oor 'n 5 jaar tydperk gaan kos. 5 miljard rand kan 'n baie ver pad loop in terme van die prioriteite in Suid-Afrika, sou ek sê. En ek dink dit gaan verskriklik moeilik wees vir die Suid-Afrikaanse regering om aan die Suid-Afrikaanse bevolking te kan regverdig waarom hierdie groot jy weet geldelike uitleg gemaak gaan word in die lig van die ander noodsaaklikhede in Suid-Afrika. Dis 'n politieke situasie. Dit gaan 'n kwessie wees van hulle sal 'n politieke besluit moet neem. Daar is natuurlik 'n ekonomiese model wat 'n mens kan voorhou en dit word gedoen, en dit is dat jy weet, as 'n mens hierdie bedrag uitgee, dan gaan jy soveel meer terugkry in terme van jy weet, buitelandse belegging en buitelandse besoekers en toerisme en die ekonomiese impak van 'n wedren elke jaar in Suid-Afrika. Maar jy weet, dit is jy weet, die ekonomiese impak daarvan is deel van die oortuiging wat die staat sal moet gee aan die bevolking, en sê, luister, ons gaan soveel betaal, maar ons gaan soveel terugkry. En dit hang af hoe oortuigend hulle dit doen en of mense dit gaan aanvaar. Ek het 'n gevoel mense gaan nie dit aanvaar nie. Ek dink nie dit gaan polities moontlik wees vir die regering om hierdie soort van uitgawe te kan regverdig nie. Ja, ek verstaan presies wat jy sê, Hendrik. Ons moet dit ongelukkig daar laat. Ek kan vir ure met jou hieroor gesels. Ons waardeer jou tyd, baie lekker om jou te sien, my ou maat. Jy lyk nie of jy veel ouer geword het toe ek jou laas gesien het nie, en baie sterkte daar. Dankie vir jou tyd. Ons waardeer dit. Baie dankie. Dis dan Hendrik Verwoerd, my voormalige kollega in die ou dae wat Formule 1 praat. Onthou, jy kan ons op sosiale media volg by Goeiemôre, Good Morning. Net hierna is dit tyd vir geldsaake saam met Tuis. En wie wil nou nie geld praat nie? Selfs soos in my geval, as jy dit nie het nie, bly ingeskakel.